wat die Here gesê het, ontwaak, ontwikkel en ontmoet. Ons teksvers dan vir die jaar kom uit Efesiërs 5 vers 14. Daarom sê hy, dis die Here, ontwaak jy wat slaap, staan op uit die dood en Christus sal oor jou skyn. Het ons gesê dat ontwaak spreek van bewuswording, raak bewus. En het ek hierdie voorbeeld gegee van iemand wat lê en slaap en jy as 'n geliefde of 'n ouer of 'n huweliksmaat of wat ook al is, staan langs die persoon se bed, die persoon slaap, die persoon is nie bewus van jou teenwoordigheid nie, al is jy daar, al staan jy langs die persoon se bed, maar die oomblik wanneer die persoon wakker word of ontwaak, dan raak die persoon bewus van wat rondom aangaan en van jou wat dan langs sy of haar bed staan. En daar sekere beloftes, daar sekere beginsels wat die Here vir ons in sy woord gee. En die Here sê, word wakker, ontwaak, raak bewus daarvan. En die volgende stap is dan om te ontwikkel wat spreek van groei of ontwikkeling. Groei of ontwikkeling. So eerstens moet ons ontwaak tot 'n waarheid, ons moet bewus word van sekere waarhede in die woord van die Here. Dan moet ons dit ontwikkel, ons moet ons geloof daarin ontwikkel, ons moet ons woordkennis daar rondom ontwikkel en dan lei dit tot die ontmoeting wat dan 'n ervaring is of 'n ontvangs van 'n gebed. So ek en jy moet vanoggend, kom ons sê ons bid vir die Here vir genesing, dan moet ons eerstens besef en ontwaak tot die waarheid dat hy die geneesheer is en dat terwyl ons moet genees word, dan moet ons geloof ontwikkel in hom as ons geneesheer, voordat ons dan die ervaring van genesing in ons liggame sal ervaar. En soos dit met elke gebed wat jy ooit sal bid, dis eers ontwaak tot die waarheid, ontwikkel in jou geloof en dan kom die ervaring daarvan in my en jou lewe. Nou ons het laasweek dan begin en gesê ontwaak en raak bewus van wie Jesus is. En ek het vir julle gesê, ek weet dit is 'n basiese, dis 'n grondbeginsel, maar dis waaroor ons geloof gaan. Dis waaroor Christendom gaan. Dit gaan oor Jesus. Dit gaan nie oor hoe ek beter kan word of hoe ek meer kan ontvang nie. Dit gaan oor Jesus Christus en wie hy is. En alles wat ons anders in ons geloof doen of in ons verhouding met die Here doen, spruit vanuit wie Jesus Christus is. Laasweek het ons dan gepraat oor Jesus is ons herder. En onthou het gesê dat hy stap voor die skape uit, hulle ken sy stem, hy sorg vir hulle, hy voorsien vir hulle, en alles wat hom saam gaan geluister asseblief die preek rondom dit. Nou vanoggend wil ek met julle praat oor Jesus is ons deur. Jesus is die deur. En hy selfde gedeelte in Johannes hoofstuk 10 wat ons laasweek gelees het, lees ons die volgende. Kom ons lees saam, Johannes 10 van vers 1. Voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is die herder van die skape. En vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister aan sy stem. En hy roep sy eie skape by hulle naam en hy lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemde nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus vir hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Let mooi op, Jesus sê, ek, Jesus Christus, is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. Nou ek het agtergekom dat as die woord iets herhaal in so kort frase, dan beteken dit, let op, ontwaak tot die waarheid, ontwaak tot hierdie feit, raak bewus daarvan, dat Jesus die deur is, en dan gaan ons kyk wat dit beteken. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel, slag en te verwoes. Ek het gekom dat jy die lewe in oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ek is die deur vir die skape. Jesus is vanoggend my deur. Hy is my weg. Jesus sê dan ook, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die deur. Nou kom ons kyk net vir 'n oomblik na 'n deur, 'n natuurlike deur. Wat is die doel van 'n natuurlike deur? In die eerste plek, 'n deur gee toegang. As jy daar agter gaan probeer
deurloop, as jy baie hard stamp, dis draaihol, jy sal miskien deurkom, maar as jy daar agter deur daai muur wil kom, jy gaan nie kom nie, jy sal moet kom tot waar 'n plek is waar daar 'n deur is, sodat jy deur die deur kan gaan tot by die plek waar jy moet wees. So dis 'n toegang. Maar 'n deur is ook daar om my te bewaar. As ek hom toemaak, dan word ek beskerm binne die grense van daardie vertrek waar ek is, en daardie deur gee my 'n mate van sekuriteit dat ek binne is, en dit wat buitekant is, luister maar mooi, dit wat buitekant is, moet deur die deur kom om by my uit te kom. Wie is die deur? Jesus sê, ek is die deur. So as die deur toegemaak is, as ek die deur toemaak, dan letterlik moet my vyande moet deur Jesus kom om by my te kom. Luister, as jy deur Jesus kom, kom jy tot bekering. Dink net vir 'n oomblik daaraan. Maar Jesus sê volgens, ek is die deur. Dis ook 'n plek van Jesus, hy sê wanneer jy gaan bid, gaan in jou binnekamer en maak die deur toe. Dis 'n plek van ontmoeting. Dis 'n plek van samekom. Ons is almal vanoggend deur 'n deur ingekom in die kerkgebou, en want dit is 'n samekoms. En dis 'n plek van fellowship met mekaar as kinders van die Here. Nou Jesus sê, ek is die deur. Wat beteken dit? In die eerste plek, Jesus is die deur tot verlossing. Jesus is die deur, die enigste deur. Jesus sê, daar's net een deur, ek is die deur, en ek is in die eerste plek die deur tot verlossing, tot 'n verhouding met God. Romeine hoofstuk 1 vers 16 sê die volgende, Paulus skryf, hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding, of tot verlossing, vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Die deur is daar, die deur staan oop, die Here nooi ons deur die deur, hy sê, en elkeen wat bewus raak, dat ek die deur is, sy geloof ontwikkel dat ek die redder is, en deurbeweeg sal verlossing of redding ervaar. Nou die woord redding is baie interessant. In Afrikaans praat ons net van redding of verlossing, maar in die oorspronklike grondteks beteken dit in die eerste plek om gered te word. Tweedens beteken dit genesing, bevryding, om heel te word en vrede. Dis wat daardie woord beteken. So as ons dit nou so stel, dan sien ons dat die Bybel sê vir ons dat die evangelie van Jesus Christus, die boodskap dat hy die deur is waardeur ons kan beweeg tot die Vader, is die krag van God tot redding, genesing, bevryding, heelmaking en vrede. Daar's iets aan die kant die deur, maar ek moet deur die deur beweeg. Daar's 'n ander program op televisie, ek probeer net dink wat die naam is, maar hulle koop ou storing units op. Daar's nie 'n mooi Afrikaanse woord vir dit nie. Dan sny hulle nou die slot oop en dan maak die plek oop en dan mag almal staan. Hulle mag nie ingaan nie, hulle mag niks vat nie. Hulle moet net kyk wat daar binnekant is. Nou ongelukkig dien baie mense die Here so. Die deur is oop, maar staan nie by die deur en kyk. Die Here sê kom in, nee, it's alright. Here, ek verdien om in te gaan nie. Ek staan met jy buite. Ek kyk maar net wat daar binnekant ingaan, want ek is bang as ek eers in is, kom ek nie weer uit nie. Ek het veel goeie nuus. As jy in is, kom jy nie weer uit nie. Maar Jesus roep ons vanoggend, hy sê ek is die deur, ek is die deur tot verlossing of tot redding, tot genesing, tot bevryding, tot heelmaking, tot vrede. In Lukas in hoofstuk 4 vers 18 kom Jesus ook en hy bevestig dit. Hy sê die gees van die Here is op my. Dis die evangelie. Omdat hy my gesalf het, toegerus het met die Heilige Gees om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel is van hart te genees. Daar's daai woord. Om aan die gevangenes vrylating te verkondig. Daar's die bevryding. Aan die blindes herstel van gesig, genesing. Die wat gebroken is van hart, herstel. En vryheid weg te stuur en 'n aangename jaar van die Here aan te kondig. Jesus sê, ek het gekom en ek is die weg, ek is die deur, ek is die deurgang tot die verlossingskrag van God. Daar's geen ander manier wat ons die reddende, verlossende krag van die Here kan ervaar as deur Jesus. Ons moet besef, ons moet bewus raak. Ons moet bewus raak dat Jesus nie net genees nie, maar hy is die deur tot genesing. Hy is nie net my voorsiener nie, hy is die deur. Ek moet deur dit gaan om die verlossing te kan ervaar. Ek wil hê met die prentjie net sien volgende. Raak net bewus vanoggend dat Jesus is die deur, hy is die weg tot wat ook al jy nodig het vanoggend as kind van die Here. Redding vir jou siel, genesing vir jou liggaam, voorsiening vir jou behoeftes. Dit maak nie saak nie, Jesus is die deur.
Hy is die deur tot verlossing. Psalm 7 vers 11. My kind, of my skuld is by God. My skuld is by God, wat die opregtes van hart verlos. Jesus is 'n verlosser. Luister net. Psalm 31 vers 6. In die hand gee ek my gees oor, U het my verlos, Here, God van trou. U het my verlos. Psalm 34 vers 7. Hierdie ellendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Ek wil hê jy moet daai woord hoor. Redding en verlossing. Ek wil hê jy moet weet vanoggend, dis net beskikbaar in Jesus wat die deur is tot hierdie behoefte wat jy het. Jy het hierdie ervaring nodig, maar jy het eers nodig om bewus te raak, jou geloof te ontwikkel voordat jy by die ervaring gaan uitkom. Ek moet vanoggend ek moet jou die nag kan wakker maak en vir jou sê wie is Jesus? Jy vir my kan sê hy's my deur. Hy's die deur tot redding, hy's die deur tot verlossing in my lewe. Psalm 34 vers 19. Die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat verslae is van gees. So of jy gebroken is van hart is, of jy verslae is van gees is, of jy genesing in jou liggaam nodig het, of jy 'n behoefte het waaraan voorsien moet word. Jesus sê, ek is die deur tot daardie ervaring wat jy wil hê, maar jy moet deur die deur kom. Jy moet jou geloof ontwikkel in my vermoë om dit te kan doen, en dan kan jy ook soos Abraham van oud sê, wat gesê het, ek glo dat die Here by magte is om te doen wat hy beloof het. En dan kom die ervaring. Ons soek die Here altyd vir die ervaring, maar ek wil hê jy moet hoor. Die Here sê jy moet eers ontwaak. Eers bewus raak dat hy volgens Jesus is die deur tot verlossing. Tweedens, baie belangrik, en ek dink ons besef dit altyd nie, maar Jesus is die deur tot my hart. Jesus is die deur tot my hart. In Handelinge 16 vers 13. En op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad langs die rivier, waar die gebruikelike bidplek was, en ons het daar gaan sit en met die vrou gespreek, wat daar by mekaar gekom het. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Luister baie mooi. En die Here het haar hart geopen om ag te gee op dit wat Paulus gesê het. En die Here het haar hart geopen. Besef jy vanoggend dat ek en jy het nie die vermoë om ons eie harte te open nie. Dis 'n werk wat ek moet vertrou dat Jesus Christus as my deur, as my weg, dit sal kom doen in my lewe. En dit moet my gebed wees, dat ek sal bid, Here, open my hart dat ek kan ag gee op die woord wat ek hoor. As ek vanoggend hier sit en die diens begin, moet ek sê, Here, maak my hart oop. Ek weet nie hoe nie, maar Here, kom maak my hart oop, sodat ek vanoggend kan ontvang, dat ek vanoggend bewus kan word, dat ek vanoggend kan ag gee op die woord, op wat ek hoor. Daai woord ag gee is so belangrik. Johannes 2 vers 24, maar Jesus self het hom aan niemand toevertrou nie, omdat hy almal geken het. En omdat hy nie nodig gehad het dat iemand van die mense sou getuig nie, want hy self het geweet wat in die mens is. Luister baie mooi. Die Romeine sê Paulus, hy sê, wie weet wat in die mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? Ek en jy kan vanoggend net deur die werking van die Heilige Gees bewus raak van wat in ons hart is. Ek het agtergekom, daai skrif wat sê die hart is bedrieglik bo alle dinge, is so waar. Want as ek nie wil hê iets moet waar wees nie, is dit nie vir my waar nie. Ek ontken dit, ek dink 'n verskoning uit. Ek maak verskoning sodat dit nie op my van toepassing nie. Ek bedrieg myself, sê Paulus eintlik. Maar ek bedrieg my hart, want ek besef nie wat in my hart is nie. En daarom kom die psalmdigter ook, luister mooi in Psalm 139, gaan lees hom weer bietjie. Maar luister net, is 'n psalm van Dawid natuurlik. Hy sê, Here, deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê. En u is met my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of u, Here, u ken dit geheel en al. U sluit my van agter en van voor, en u lê
u hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my. Te hoog. Ek kan nie daarby nie. Waar sou ek heen gaan van die gees en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op in die hemel, u is daar. En maak ek my in die doodryk my bed, kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die eindes van die see woon, daar is nogal nie bad idee nie. Maar ook daar sou u hand my lei en die regterhand my vashou. En ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskikking. Dan is selfs die duisternis vir my nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, en die duisternis is soos die lig, want u het my niere gevorm, u het my in die moederskoot geweef. Ek loof u omdat ek so vreeslik wonderlik of wonderbaar is u werke, my siel weet dit al te goed. En wat ek wil hê moet volgens sien is, die psalmdigter vra die Here om hom te wys wat in hom is. Hy sê, Here, deurgrond my. En dit is 'n gebed wat ek baie keer vir die Here bid, sê, Here, wys my wat in my hart is. Want ek weet, as mens bedrieg ons onsself. Maar dan moet vra ek die Here, Here, wys my wat in my hart is. Partykeer tree mens op 'n sekere manier op, en dan moet mens vir die Here vra, Here, deurgrond my, ondersoek my hart, wys my wat in my hart is. Want die Bybel sê vir ons, die Here ken ons gedagtes. Hy ken ons sit en ons opstaan, met ander woorde, waar ons beweeg, wat ons doen, hoe ons dink. Nog voordat ons iets sê, weet die Here reeds wat ons gaan sê. Kerk van die Here, partykeer het ek net nodig dat die Here my net sal waarsku teen myself. Hy is vanoggend, luister baie mooi, die Here is vanoggend die deur tot my hart. Dis net die Here wat vanoggend weet wat in my hart aangaan, werklik weet. En daarom moet ek daarom te kan gaan. En besef vanoggend, hy is vanoggend die deur tot my hart. Sê, Here, wys my, leer my, deurgrond my, maak aan my u weer bekend. Want u is die deur tot my hart. Nommer 3, Jesus is die deur tot ware vryheid. Let mooi op my woordkeuse. Jesus is die deur tot ware vryheid. Jesus sê in Johannes 10 vers 9, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Dit klink vir my soos iemand wat waarlik vry is, iemand wat kan ingaan en kan uitgaan, iemand wat rond kan beweeg, wat nie vasgevang is, of het nou emosioneel, of het nou finansieel, en of het nou geestelik is, iemand wat nie vasgevang is, deur 'n sisteem, deur 'n slegte gewoonte, deur 'n verslawing, deur ander mense, deur omstandighede. Nee, dis iemand wat waarlik vry geword het, wat kan ingaan en uitgaan en veiding vind. Die Bybel sê vir ons in Handelinge hoofstuk 16 vers 25, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid, en lofliedere tot eer van God gesing, en die gevangenes het na hulle geluister. Nou onthou, hulle was vasgemaak in boeie. So hulle was geslaan, hulle het seer gehad, ensovoorts. Maar die Bybel sê hulle het die Here geprys en geloof om middernag, en skielik kom daar 'n groot aardbewing. So die fundamente van die gevangenes geskit het, en onmiddellik het al die deure oopgegaan. Al die deure het oopgegaan. En die boeie van almal het losgeraak. Kerk van die Here, Jesus is nie 'n aannemer van persoon nie. Die Bybel sê vir ons dat almal het vrygekom die oomblik toe die lof en die eer van die Here verkondig is. Toe die teenwoordigheid van die Here neerdal in daardie tronk, het almal die teenwoordigheid van die Here beleef. Hoekom? Want Jesus is die deur tot ware vryheid. Jesus het almal wat daar was vrygemaak. Die tronk van sonde, die tronk van verslawing, die tronk van bitterheid, van angs, van siekte, van skuld ensovoorts. Jy kan die lys aanvul volgende, so ver soos jy wil. Die woord van die Here sê vir ons dat Jesus is die deur tot ware vryheid. Hy kan ons waarlik vrymaak. Luister. Jy kan vanoggend die rykste mens op aarde wees. Jy kan vanoggend finansiëel volgens jou vry wees. Maar selfs in dit is jy vasgevang in 'n stelsel. Jesus het vanoggend die vermoë as die deur om my en jou vanoggend vry te maak. Nou ja, toe hy dit vir die Israeliete sê, Here,
Waarvan praat jy? Ons was nog nooit slawe vir iemand nie. Hulle het Egipte vergeet, hulle het die Filistyne vergeet, hulle het so baie dinge vergeet op daardie oomblik, van wie hulle, jy sien, baie keer besef ons nie eers, ons is slawe of gevangenes van iets of iemand nie. En daarom het die Here die deur wees tot ons hart, om ons te wys. En dan is hy die deur, om ons vry te maak. Jesus is volgens die deur, wat ons vry maak, van dit wat ons bind. Van dit wat ons keer om vooruit te gaan. Om in 'n tronk te wees vanoggend beteken, luister mooi my konteks, beteken nie noodwendig dis 'n slegte ervaring nie. Dit beteken eenvoudig net ek het nie vryheid om in en aan te gaan soos die Here wil hê ek moet gaan nie. Kan ek doen wat die Here wil hê ek moet doen nie. Weereens Jesus sê in Lukas 4 vers 18, die Gees van die Here is op my, ek is die deur, die Gees van die Here is op my, het my toegerus en my gesalf om die evangelie na armes te bring, hy het my gestuur om die wat verbreid is van die hart te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig. Jesus is die deur tot ware vrymaking, en dan sê die Bybel vir ons hierso in Johannes 8 vers 36, en as die Seun jou dan vrygemaak het, dan is jy waarlik vry. Daar's 'n verskil om vry te wees en om waarlik vry te wees. Jy kan vanoggend dink jy is vry, maar as jy waarlik vry. Want dit is net die Seun, dit is net die deur Jesus Christus wat ware vryheid kan bewerkstellig. Waar werklike vryheid kan bewerkstellig. Romeine 8 vers 1, hy sê daar is dan nog geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat deur die deur beweeg het nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Maar die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Ek wil hom vanoggend net dit sien. Jy kan vanoggend kind van die Here wees en jy kan nog steeds nie vry wees nie. Ek praat nie van demone nie, ek praat nie vanoggend van duiwelbesetenheid nie, ek praat eenvoudig net vanoggend van dinge wat ons keer om ons potensiaal in Christus te bereik, om alles te wees en te word wat die Here wil hê ons moet wees. En omstandighede, finansies, slegte gewoontes, verslawings ensovoorts. Dis die dinge, die klein jakkalsies wat die wingerd verniel. Dis daardie dinge wat ons terughou, maar Jesus is vanoggend die deur om jou vry te maak selfs in daardie area. En ek wil net voor die Here gaan volgens die Here, maak my net vry. Maak my net vry van self. Maak my net vry, Here, dat ek hierdie vryheid kan beleef, hierdie ware vryheid kan beleef in my lewe. En julle met my praat en dan gaan ek maar eindig. Jesus is die deur, luister baie mooi, tot diensbaarheid. Baie belangrik. Jesus is die deur tot diensbaarheid. 1 Korintiërs 16 vers 7. Hy sê, en ek wil nie, en ek wil julle nie nou net in die verbygaan sien nie, maar ek hoop om 'n tyd lank by julle te bly as die Here dit toelaat. Maar ek sal in Efese bly tot Pinkster toe, want 'n groot en 'n kragtige deur het vir my oopgegaan en daar is baie teenstanders. Nou hoor dit wat sê die Passion Translation. Hy sê, there's an amazing door of opportunity standing wide open for me to minister here, even though there are many who oppose and stand against me. Ek hou daarvan, hy sê, an amazing door of opportunity standing wide open for me to minister here. Jesus Christus, kerk van die Here, Jesus wil jou gebruik. Jesus Christus wil jou gebruik. Elke een van ons. En elke dag gee die Here vir ons an amazing door of opportunity standing wide open for us to minister. Op 'n tydjie as ek net te vasgevang, tronk vasgevang in my eie gedagtes, in my eie wêreld, in my eie familie, in my eie lewe, dat ek nie die deur van geleentheid om deur die Here gebruik te word, dat ek dit nie raak sien nie. En vanoggend ek sê, Here, maak my oë oop vanoggend. U is die deur tot diensbaarheid. Maak my oë oop vir hierdie amazing door of opportunity wat wyd oop staan in elke van ons se lewe. Wyd oop staan. En ek het eerlikwaar vanoggend, ek het al hierdie opportunities gesien. Luister my hart vanoggend mooi. Dis belydenistyd. En dan baie keer sê ek het nie lus nie. Ek weet julle sal dit nooit sê nie.
Want baie keer is my vlees net nie lus nie. En dan mis mens die geleentheid. Maar die persoon wat vanoggend dalk langs jou sit, het 'n wonderwerk nodig. Dis 'n wide open door of opportunity en die Here by jou gebruik. Ja, maar ek sê pastoor nie, wonderlik die Here by jou gebruik. Hy by jou gebruik. Nou in my gebed wees, Here, U is die deur. Maak hierdie deur oop van geleentheid, dat ek dit kan raak sien, dat ek dit kan identifiseer, sodat U my daar kan gebruik. Want Jesus is die deur tot diensbaarheid. In Genesis hoofstuk 39 vers 1. En Josef is afgebring na Egipte. En Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag, 'n Egiptiese man, het hom gekoop uit die hand van die Ismaeliete wat hom daarin afgebring het. En die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was. En hy het in die huis van sy heer, die Egiptenaar, gebly. Luister, ek wil hê jy moet sien, selfs in die plek waar Josef as 'n slaaf verkoop het, was Jesus nog steeds die deur tot diensbaarheid. En het Josef hierdie geleentheid gesien, want die Here was met hom, en het hy elke plek waar hy was, elke ding wat hy gedoen het hy gesien as 'n geleentheid, om deur die Here gebruik te word. Ek sukkel baie keer om die geopende deur te sien in omstandighede as dit lyk soos Josef se. Kom aan. Dan is ek so besig om die vyand te beklei en die fees te beklei en alles te beklei, dat ek nie die deur van geleentheid wat die Here wou oopmaak. Hier was 'n man gewees, Potifar, wie was die man nou gewees? Wie het ons nou gepraat? Wie was sy vrou? Farao. Farao. En die Bybel sê vir ons dat daar was 'n geleentheid. Daar was 'n geleentheid vir diensbaarheid in sy huis. En Josef het daardie geleentheid raak gesien om deur die Here gebruik te word in 'n heidense land met 'n heidense godsdiens, met mense wat glad nie die Here ken nie, het hy sy lig laat skyn daar, want hy het gesien Jesus maak vir hom 'n deur oop om te bedien en om diensbaar te wees tot eer van die Here waar hy was. Die Bybel sê vir ons, en toe sy heer sien dat die Here met hom was en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien, en hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy besit was, het hy hom oorgegee. O kerk, ek wil hê jy moet hardloop na die einde van die verhaal toe, waar die Here hom dan as gevolg van sy sensitiwiteit vir diensbaarheid, want hy het dieselfde diensbaarheid getoon in die tronk, toe hy onregverdig in die tronk gegooi is, het hy dieselfde diensbaarheid daar geopenbaar, en toe hy in die koningsregterhand sit, het hy dieselfde deur van geleentheid, het hy daar gesien, dat hy deur die Here gebruik kon word. A wide door of opportunity was open to me. Ek wonder wat so Josef gesê het. Want aan die einde van sy verhaal, lees ons dat hy vir sy broer sê, hy sê, julle het gedink, julle stuur my hiernatoe vir skade, maar die Here het my gestuur. En voor my was daar 'n amazing door of opportunity standing wide open. Kerk van die Here, bid saam met my vanoggend hierdie ene gebed. Jy sê, Here, maak my oë oop vir geleenthede en deure wat voor my oop staan om deur U gebruik te kan word. Ek en jy is vanoggend die Here se hande en se voete. Hy is die deur, hy gee vir ons die geleentheid, hy maak die deur oop, en die Bybel sê vir ons in Openbaring, daar is sekere deure wat hy oopmaak wat niemand kan toemaak nie, en 'n ander deur wat hy toemaak wat niemand kan oopmaak nie. Ek wil vanoggend so sensitief wees vir die stem van die Here. Ek wil vanoggend sien, luister baie mooi, as daar 'n donker vertrek is, as ons vanoggend al die ligte afsit en alles is donker, en ons maak daai deur net 'n skreefie oop, gaan daar lig deurkom. Ek wil vanoggend so sensitief wees, dat as daar net 'n skreefie lig by 'n deur uitkom, dat ek kan sien, maar daardie deur is oop, daardie deur is 'n geleentheid vir my om vir die Here iets te kan doen, om vir die Here te werk, om te kan bedien, om 'n verskil te maak in iemand se lewe. Here, maak my sensitief vir die geopende deur wat wyd voor my oop staan, sodat ek daar kan U hande en die voete kan wees. Jesus is vanoggend die deur tot verlossing, tot my hart. Hy is vanoggend die deur tot ware vryheid en die deur tot diensbaarheid. En ek glo in hierdie jaar en die tyd wat voorlê,
gaan die Here homself al hoe meer aan ons openbaar, sodat ons deur hom gebruik kan word in 'n donker wêreld. Jesus het gesê, julle is die lig van die wêreld, gaan skyn. En vanoggend glo ek, daar's mense wat langs jou bly, mense wat saam met jou werk, mense wat saam met jou op skool is, mense wat saam met jou in ouer huis is, maak nie saak waar nie, daar's vanoggend mense, luister baie mooi, wat 'n wonderwerk nodig het. En die Here vra, is daar iemand wat ek kan stuur? En die profeet het gesê, Here, hier is ek, stuur my. En vanoggend wil ek hê, dat ek en jy daai mense sal wees, wat sê, Here, ons sal vanoggend, deur die deur, Jesus Christus, ons sal vanoggend deur beweeg, tot in die lig, sodat u lig deur ons kan skyn na 'n donker wêreld. Dis daar binne, dis wanneer ek deur die deur gaan, in die teenwoordigheid van die koning, dis daar waar ek toegerus word, dis daar waar ek die stem van die Here hoor, dis daar waar ek ontvang wat ek nodig het, daar in die skuilplek van die Allerhoogste, dis daar waar ek toegerus word, om vanoggend die deur te kan gebruik wat die Here vir my oopmaak, om te kan bedien. Jesus is vanoggend daardie deur. As geen ander deur nie. Jesus is die deur. En ek kan vanoggend, soos na 'n program, as die deur oopgaan, kan ek staan en ek kan inloer, en ek kan wonder, en ek kan nuuskierig wees, of ek kan die eerste stap neem, en ek kan deurstap, in Christus in die skuilplek van die Allerhoogste in, deur die deur van geleentheid instap, en toelaat dat die Here my gebruik, om sy woord te verkondig, om sy genesing af te lewer, om sy voorsiening vir iemand te bring. Vanoggend sê die Here, luister mooi, ek staan by die deur en ek klop. Jesus vanoggend aan die een kant van die deur, ek is aan die ander kant van die deur. En ek moet vanoggend sê, Here, kom, wees die deur in my lewe. Amen. Vader, dankie vanoggend vir Jesus ons deur. Dankie Here dat Jesus eerstens die deur is, sodat ons in 'n verhouding met U kan staan. Maar dankie Here dat Jesus ook vir ons die deur is, waardeur ons kan beweeg, en waardeur ons kan in en uitgaan en wyding vind, en daar ons kan vrug dra tot die eer van U naam. Here, ek bid vanoggend dat U ons sal help, sal toerus en sal toemaak in die bloed van Jesus, sodat ons daardie verskil kan maak, en vir die wêreld gaan sê, Jesus is steeds die deur, in Jesus naam. Amen.